So, julle is dit luister. So dit werk, hè. Elke dag word daar 93 miljoen selfies geneem. Dit sê nie dat elke dag 93 miljoen selfies gepost nie, maar daar word elke dag 93 miljoen selfies geneem, beste my. Okay? En dit is raar awesome, want dit is iets wat ons samelewing begin change het. Maar die ding is, selfies is baie cool, maar selfies het ook baie dangerous goeders en selfies het 'n baie groot invloed op ons in ons lewe en dit het 'n baie groot invloed op ons society en dit het 'n groot invloed op ons sosialiseer. Baie jare terug, so jy gaan jy sê by 'n plek afgekom en jy sê vir my, wil jy asseblief vir my, sal asseblief vir my 'n foto neem? So as iemand gevat het, jou kamera gevat het en 'n foto geneem. Of toe word iemand baie keer met kamera's en goeders, dus iemand nog steeds met jou foon vir jou foto neem, want hy wil nie selfie kamera's gehad, selfie sticks en so goeders. So 'n ou tyd se selfie sou gewees het dat ek onder staan en tegen bo staan en hy neem van bo 'n foto van my foon. Waar in die laaste tyd van my selfie stick. Ja, dit is amper uit. Dis is nou die plek. Jy kan dit self doen. Nou is dit het 'n meisje impak, want die duidelik toe ons nou begin het met daai sirkels gemaak en julle moes na 'n vreemde toe gaan en die vreemde persoon iets vertel van jou vertel. Nou presies dit het gebeur wanneer jy iemand genader het, 'n weird persoon as jy bijvoorbeeld stellig praat met foto neem. Jy het gesê, hey, jy sê vir my met foto neem. Sê ja, cool. Nou al die foto's van die hele vakansie is nou op jou kamera gewees. Dan gee jou kamera op een vreemde lig. Met wat keer een oude wegdaan van die jaren en alles gegroeid. Nou, die vreemde oude, is het jou ongemaakt om te sien, jy vraag van die vreemde oude om foto te doen. So jy forceer om uit jy gemaaktswinigheid te kom met ander mense te socialiseer. Maar nou, het ons self as het self, ons nie self en ons self. Ons self. Die ander wat gebeur was dat ons het moments begin verloor. Dit het nou geword oor hoe die foto lyk wat ek gaan share en dat ek 'n foto moet neem om te share. Eerder in plaas van die memory. Ek wil graag my memory share met ander mense. Eerder al van om met my memory te leef. Soos kom ek sê vir wat, hè? Kom ek sê, kom nou daar by die jou ou of jou meisie se huis aan. En hulle het nou 'n lekker candlelight dinner vir jou gemaak, wat ook al dit was. En jy ruk die eerste wat jy druk jou foon uit, jy kry die kersse in die prentjie, jy hou jou spies vas en jy van 'n lekker selfie. Dan einde wat jy doen is jy stage eintlik die hele ding nou af te show die mode. Maar in reality verloor jy die mode. Want jy is altyd besig om dit af te neem sodat jy dit sê. Dieselfde gebeur soos met as jy vir 'n plek in jou lewe gaan goed is. Want as jy so obsessed met die selfies wat jy kan neem dat jy vergeet waar jy is. Vergeet wat jy besig is. Weet jy sien nie die mooi plekke, jy sien nie die mooi berge en goeders jy sien jy is om selfies te kyk waar jy selfies kan neem. En dit is nie eenvoudig om 'n cool selfie te neem, maar die probleem is dit begin baie dominant. Die ander ding is nou neem ons 'n selfie en nou word met die judgment circle groot. Maar ek gaan nou nog daaruit kom. Ek is in 'n paar selfies, ek het 'n paar selfies aan kry op internet. En ek het so cool. Daar's ene van wat? Dis selfie, imagine daai selfie. Selfie is amazing. Weet jy wat ek nou verstaan nie? Wat is die use van die torches langs daai se kop? Wat gaan jy sien in space? Sodat die ouens in space op jou kan sien. Dis jy is so stil, hè? Jy moet graag kwaad klap. Lekker. Waar is Army Ranger? Wat self hier met parachute. Check off.
ons ken dieselfde. Sê dit so. Dis 'n ding. Ja, dis maar. Sê maar. Dit was my nou net om te kyk, hè. Yes. Okay, maar dis 'n bigger picture. So, en alle dinge in die lewe doen is daar 'n bigger picture. Ons doen baie net stap, hè, en ons weet gaan aan met die social norms en so om myself te neem is 'n sosiale norm en om met seker goed te doen is dit iets wat almal doen. Ons doen dit almal doen. Hoekom doen dit? Ja, almal doen. Okay, cool. Nou goed, ja, dit klink maar net. Maar as ons 'n groter prentjie. En die groter prentjie is 'n bietjie hektiek, want eventually het mense se gevoel met goeders begin uit tune uitraak, want hulle minder in tune geraak met die plekke waar hulle is om iets te kan beleef, om die moment te beleef. En dit meer 'n image ding geword, want ek wil wys ek is nou by jy weet die Eiffel Tower. Ek is nou by die plek en ek moet nou wys waar ek nou is. Dis altyd daai ding van ek moet wys waar ek is en ek moet 'n lewe wys. So jy begin al hoe minder in moments te leef en dan begin jy al hoe meer emosioneel afgestomp te raak. En eventually word dit net alles met jouself. Alles om die coolste te like op Facebook, alles om coolste op Instagram, om die coolste prentjies te wys en dan word dit so 'n obsessie. En dit word verder want jy gaan eventually op Facebook goeders en dit word naderhand 'n addiction. Hallo. Ja, word naderhand 'n addiction want jou brein skei dopamien af. As ander mense jouself kyk en dit like en dit cool is. Maar voor my sê gou voorbeeld, hè. Sê gou iets op, hè. Dit is net so 'n bietjie hektiek self. Dis bietjie intens gewys, maar dis basically dit is soos jy weet dit word nadat alles oor dit wat ek afsê en die mense nou jy dokument nadat alles. Ek weet nie of jy van julle ken sulke mense of is al so mense nie. Maar alles wat gedokument op Facebook is het alles. Checking in at Wordeel. Nee, wat sê jy? Ja, sy neem dank vir jouself. Checking in at Wordeel. Dag 25 van die jaar 2017. Oh man, dis ek op die skool. Dan is hy so gaan checking in at hou. Checking in at by die gym, checking in at extra klasse. En dit word gaan aan. Soos daar's mense word net soos intens die hele tyd. En dan daar's hy wys net weer, soos was hierdie ding, jy's op pad om bloot te gaan en dis net swak dat ek myself maak. Wat is jy wat wil aankom, bro? Okay, so hierdie is nou, dis 'n bietjie van 'n meer emosionele gedeelte, né? So hierdie is nou 'n prentjie op 'n metafoor van en hierdie is die realiteit. Dus daar's 'n prentjie ek sal dit 'n bietjie wys net hier vir julle. Waar iemand is besig om te verdruk. Sy hand uit sy moet myself op die video te neem. Dis iemand wat besig is om op 'n ventilator masjien te wees. Dan plak iemand daai ventilator uit en plak hulle voor en hy's pap. Net so voor die job. So dan kan hy dood in die hospitaal dit. Ja, was die voor die job. Daar is hektiese goed, ek sal al die teorieë wys. En jy weet, dan begin mense bietjie jou realiteit te konstrukt. Want ons moet ons realiteit te konstrukt. Ons moet 'n bietjie gaan sit en dink, waarmee is ons besig? Hoe beïnvloed dit wat ons doen onsself? En dit is nie net sommer nie. Dit is massive.
Ons is besig om helemaal 'n faceless generation te word. En alles wat julle gestaan gesê het oor identiteit en alles wat oor identiteit gaan, wat ons mee gebruik ons hele wese van identiteit word verander. Deur social media, deur die TV, deur magazines, deur al die goeders, kry ons hierdie massive aanvalle op ons identiteit en oor wie ons is. Dat ons die mense helemaal moet conform na die norms toe om accept te word binne in die 21ste eeu se economy en se werk. Toe ga jy daar. Jy self by With social media sites being used by 1/3 of the entire world,